die dinamika van al die mense wat saam met jou klim, wat net mense is, ons is allemaal net mense, en ons bad in klein skothoekies, ons is nie gewoond aan die kos nie, jy sit op 'n klein toiletjie, weet jy, kyk of jy skoene onderuit steek of waar iemand binne is, weet jy, dis regtig interessant, jy is totaal uit jou comfort zone uit, en jy word party oggende wakker en jy het regtig nie goed geslaap nie, en jy weet, jy is nou vir 2-3 dae, die eerste dag is oké om nou nie te bad, die tweede dag is, derde dag is jy nou so, goed, gelukkig is my hare kort so, my het al meer met styl begin gaan, soos aangaan, so ek het om alle rigtings geslaap, maar ek het daar ook besef dat hoe belangrik dit is om eers vir jouself daar te wees, om op te staan, seker te maak met jouself in te check en te kyk, waar is ek, hoe voel ek vandag, wat gaan aan, waardeur is ek gister, is ek okay, is daar iets waarmee ek weet nie gedeal het nie, of nie aan gedink het nie, of iets wat ek myself moet motiveer, en dan besluit, wat is jou intensie vir die dag, wat wil jy vandag doen, en dit kan net simpel wees soos net, ek wil net present wees, of ek wil net, ek voel vandag 'n bietjie op shaky ground, ek is vandag 'n bietjie in die emosionele kant, kan ook net wees omdat het amper volmaan is, of wat ook al, ons het noodwendig altyd 'n groot rede voor, maar weet hoe jy voel vir die dag, en weet wat jy kan bied vir die dag, en moenie jou expectations daar sit as jy voel dat, vandag wil ek eintlik net bietjie by myself wees, en wees dan ook aware, hoe belangrik dit is vir hoe jy dan na die buitekant reflecteer, hoe jy dan situasies hanteer, want ek sê ook altyd as jy ry en iemand ry voor jou in en jy het 'n lied in jou hart, gaan jy sê, ek weer 'n plek in die son, lekker dagie daar, maar as jy nie hierdie lekkerste dag het nie, gaan jy gaan 'n paar woordjies sê, gaan 'n bietjie frustrasie raak, so dit gaan alles oor wat in jou hart aangaan, op daai oomblik, en om te besef en elke dag net by jouself in te check, en dit kan die aand voor die tyd of die oggend na die tyd wees, van jou dag, hoe was my dag, wat het my omgekrap, wat was my absoluut ongelooflik lekker, wat het my siel gevul, wat het ek gedoen om te voel, ek het nou even creepy reggemaak, dit was baie snaaks, ek het die creepy crawly reggemaak om heeltemal te dismantle, en gedoog, daai klein toeltjie kan hy nie verkoop nie, en ek het vol gekry, en ek het die hele creepy self reggemaak, en ek was so trots op myself, maar, elke dag sê vir jouself iets waarop jy trots is, wat jy vandag gedoen het, om deernis vir jouself te begeef, kind met jouself te wees, met jouself in te check en te sê, vandag was nie die beste dag nie, maar dis okay, want môre is nog 'n dag, môre skyn die son weer, as ons geseën is vir die volgende dag, maar, daai was vir my 'n belangrike ding, om elke oggend met myself in te check en te sê, waar is ek, wat kan ek bied vandag, en dan die dae wat ek gevoel, ek moet vandag net so 'n bietjie meer, net, in my eie gedagtes wees, het ek my oorfone ingesit, en ek het my ding gedoen, en die oomblik as jy deur die dag beter voel, en jy voel, hier het ek weer om te gee, dan klim jy in en jy sal voel die oomblik wat jy kan gee, as jy opstaan en jy het hierdie verwagting, dat jy moet gee vir die groep, jy moet vir die mense om jy, as ek sien iemand het 'n bad dag, ek moet nou inklim daar, want ek's 'n klein helpertjie en dis wat ek doen, maar ek het nie noodwendig die energie of die krag om dit te doen nie, want ek kwaad vir daai persoon, maar nou moet ek vir jou energie gee, en eintlik het ek nie, wie se skuld is dit, as jy daai energie gee, dis jou eie skuld, so dit is so belangrik om seker te maak dat jou bekertjie vol is, en as hy nie vandag vol is nie, dis okay, ons hoef nie elke dag te gee nie, ons kan nie elke dag gee nie, so, hier gaat ons derde dag, deur die, ek dink, ek sê, ek was nog nie op die maan nie, maar ek dink dit geblyk so op die maan, ons klip en los, sluit en los, niks anders nie, en groot kraaie, weet jy of hulle ravens of kraaie is? Baie goed is massive, ek het op 'n stadium gedink dis arende, maar almal wat daar kom is daar obviously kos en hulle scavenge, want dis al waarvoor hulle lewe, so hierdie kraaie is relentless, hulle sal in jou tent gaan en jou snacks vat, wat hulle opgehardloop het van Moshi af, so, hierdie kraaie was regtig interessant, so die derde dag kom is, waar al die kampe, al die routes kom nou by mekaar, en we gaan nou meer 'n verskil sien van mense wat verskillende routes gedoen het, en raak nou 'n bietjie besiger, en ons, jy weet, kan sien meer mense rondom, en ons meer gemors en rommel, maar dis nie bad nie, hoor. As mense vir julle sê, dit is verskriklik erg, dit is nie so erg nie, dit kan skoner wees, maar dit het my op geen stadium afgesit, en ek dink ook,
almal is besig op hierdie stadium om meer hulle deel te doen, om skoon te maak. En ek dink baie mense praat ook van hoe vuil dit op hierdie plek is. En dit is nie so bad nie. Soos ek sê, maar nou kom ons saam met al die mense wat almal op hulle eie mission is om hierdie berg te klim. En Barranco Wall lê voor ons. En as jy van Barranco Wall af 'n entjie kyk, dan lyk dit soos 'n muur. Dit lyk letterlik soos 'n muur. En dit is soos, vir my was dit, ja, daai is exciting. En ek dink die ander mense was soos onseker hoe klim mense die muur, maar dit is absoluut te scramble en daar's so 'n miljoen paadjies en die porters wil verbykom en dis absoluut 'n chaos. Dis is regtig, maar dis goeie chaos. En dan kom jy bo op hierdie wall en jy kan nie glo, dis heeltemal bo die aarde nou. Op hierdie stadium sien jy nie regtig meer die aarde as die wolke is meerendeels al wat jy sien. En nou begin die berg nou soos nou is die berg